In die bulletin, die jongste werkloosheidssyfer toon 'n 0,9% toename en soek- en reddingsspanne is steeds besig om puin te fynkam nadat 'n kragtige aardbewing Kolombie getref het. Goeiemiddag, dis tyd vir Pretoria FM se visuele nuusbulletin in Afrikaans op hierdie ysige Dinsdag aand, die 11de Augustus. Ek is Esmerie Eysel. Die werkloosheidskoers het in die tweede kwartaal van 2026 met 0,9% toegeneem en staan op 33,6%. Dit beteken in die praktyk dat 345.000 meer mense in die land werkloos is. Die somtotaal van werklose Suid-Afrikaners staan dus tans op 8,5 miljoen. Ontmoedigde werksoekers het met 227.000 tot 3,7 miljoen afgeneem. Statistiek Suid-Afrika het vanoggend die jongste werkloosheidssyfers vrygestel. Die VF Plus het 'n skikking tussen die Kleinfontein aandeleblok en die Tshwane Metro verwelkom, wat deur die Hooggeregshof in Pretoria bekragtig is. Die skikking bring 'n einde aan 'n jarelange regstryd oor die formalisering van Kleinfontein as 'n dorp. Volgens die ooreenkoms sal Kleinfontein teen 31 Augustus 'n nuwe formele dorpstigtingsaansoek by die Metro indien. Die aansoek sal volgens die bestaande wetgewing en regulasies oorweeg word. Die Metro se vroeëre besluit om straftariewe op munisipale belastings aan Kleinfontein te hef is ook tersyde gestel. Die VF Plus se burgemeesterskandidaat vir die Tshwane Metro, Willie Spies, sê die skikking wys dat daar ruimte is vir verskillende gemeenskappe om vreedsaam binne die Metro naas mekaar te bestaan. Misdaad, afknouery, bendebedrywighede en dwelmmisbruik is van die grootste bedreigings vir leerlinge in Gauteng. Dit is volgens die LER vir onderwys in die provinsie Lebogang Mahile se verslag na 'n provinsiale uitreikprogram waaraan meer as 11.000 inwoners tussen Mei en Julie deelgeneem het. Gemeenskappe vra onder meer vir sigbare polisieering by skole en strenger veldtogte teen dwelms. Die Gautengse regering sê hy sal voortgaan om met die polisie, gemeenskapsforums, munisipaliteite en maatskaplike werkers saam te werk om veiligheid by skole te verbeter. Die adjunk uitvoerende hoof van die Federasie van Beheerliggame van Suid-Afrikaanse skole FETSAS, Johanay van der Merwe Mokke, sê wanneer leerlinge nie meer veilig voel nie, kan dit nie afgemaak word as 'n skoolprobleem wat elke skool op hul eie moet uitklaar nie. Dit is baie belangrik dat elke skool sy eie probleemarea sal identifiseer, dis daardie probleme in en rondom die skool. Maak seker dat kinders weet by wie hulle veilig en vertroulik kan aanklop vir hulp. En dan is dit ook baie belangrik dat die data en die inligting wat ons het tot optrede moet lei. Ons skole en ouers, polisies en natuurlik gemeenskapsforums moet met mekaar praat. Ons moet inligting deel met mekaar en dan moet ons ook vinniger begin reageer wanneer die waarskuwingstekens daar is. Die burgerregteorganisasie Kaapse Forum het 'n protesaksie by die parlement in Kaapstad gehou om aan te dring op die afwenteling van polisiemagte in die Wes-Kaap. Die organisasie se uitvoerende voorsitter, Heinrich Weingart, sê hulle kan nie langer toekyk hoe gemeenskappe, omstanders, toeskouers en slagoffers is in 'n oorlogssituasie waarin 30 mense oor 'n naweek en tot 170 binne 2 weke vermoor word nie. Vir 'n baie lang tyd sien ons nou al dat die idee van 'n polisiediens wat van nasionale vlak af bestuur word, het nie die vermoë om op plaaslike gemeenskapsvlak 'n intervensie te maak wat so voldoende is dat jy daar misdaad kan uitroei nie. Die mense wat daar woon, die mense wat daar regeer, naamlik jou plaaslike munisipaliteit, hulle weet die beste van die aard van die misdaad in daai gemeenskappe en ook dan hoe om dit uiteindelik uit te roei.
14 onwettige myners is in 'n rotsstorting in Kaneng naby Rustenburg dood en 8 is gehospitaliseer. Die polisie in Noordwes het bevestig dat die meeste van die slagoffers burgers van Lesotho is. Die voorval het by die Kaneng vullisterrein op die Sibanye myn se terrein plaasgevind. Die nasionale polisie woordvoerder Brigadier Atlenda Mate het gesê dat daar steeds van die onwettige mynwerkers ondergronds vasgekeer is. Kolombiaanse reddingswerkers en vrywilligers soek steeds deur die puin van sowat 1500 huise en geboue wat ineengestort het nadat 'n aardbewing met 'n seismiese meting van 7,4 tot dusver meer as 130 lewens geëis het. Die aardbewing het verskeie stede reg oor Kolombie se koffiestreek getref en is ook in Bogota en die buurlande Ecuador en Panama gevoel. Die Verenigde State het $15,5 miljoen se noodhulp bewillig, terwyl verskeie ander lande ook hulp aangebied het. Hier is Jaco Kleinhans, die hoof van openbare skakeling by Solidariteit. Kolombia wat dus sit met 'n veelkantige krisis. Daar is die probleme met georganiseerde misdaad, daar is 'n dreigende humanitêre krisis, regeringsdienste soos mediese sorg wat onder groot druk verkeer en nou met 'n ernstige aardbewing wat groot skade aan infrastruktuur aangerig het, 'n dreigende humanitêre krisis, mense wat hulp nodig het, mediese sorg, ander noodsaaklike hulp nodig het, verdiep hierdie probleem. Verlede week is 'n nuwe president ingehuldig en hierdie gaan natuurlik een van sy grootste uitdagings oor die volgende paar dae wees. En dit bring ons aan die einde van die visuele nuusbulletin in Afrikaans hier op Pretoria FM. Baie dankie vir die saamkyk. Bly warm, geniet daai koffie en dan maak ons môre weer so.